Hoe aanvaar ons mekaar? En hoe aanvaar ons enige iemand daar buitekant, maak nie saak wat nie. Hier is dit so. Ek neem vandag 'n besluit om met alle mense vriendelik te wees. Dis 'n eenvoudige begin. Almal van ons kan dit doen, maar ons behoort dit te doen en ek moet 'n besluit neem. Dis die maatstaf waarvolgens ek gaan lewe is met vriendelikheid. Ek kan nie iemand aanvaar as ek na hom frons nie. Ek kan nie. Ek kan dit nie. Ek moet vriendelik wees. Efesiërs 4:2 sê wees altyd. Nou hier's 'n hele preekie met 4 punte, 5 punte, julle gaan nou sien. Wees altyd beskeie, dis om nederig te wees. Wees vriendelik en geduldig. Ons gaan nou oor geduld toe ek praat, maar ek fokus op vriendelikheid. So wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Nou ek gaan net fokus op vriendelikheid, want hierdie is die beginpunt. Nou vriendelikheid is nie die persoon met wie ek praat is nie die bron van my vriendelikheid nie. Vriendelikheid is iets wat in my is omdat Jesus in my is. Maak dit sin? Ek is nie vriendelik met jou omdat jy vriendelik is met my nie. Ek is vriendelik met jou omdat Jesus met jou wil vriendelik wees. Maak dit sin vir julle? Daarom is ek vriendelik met enigiemand. Daarom kan ek vriendelik wees met onvriendelike mense. Ek kan vriendelik wees met my vyande. Ek kan vriendelik wees selfs met die mense van wie ek nie hou nie. Ek kan en ek behoort en ek is verplig om dit te doen. Want 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is. Julle sien hoe dit werk, as ek so maak, dan moet julle sê. So die liefde is, ons gaan verder. Die vrug van die Gees, dit beteken, omdat die Heilige Gees in my lewe is, omdat ek Jesus Christus aangeneem het, en my rug gedraai het op my ou lewe, nou is die Heilige Gees in my, as ek toegee, dat die Heilige Gees meer word, en Jesus meer word, dan word ek minder, wat kry ek dan? Liefde, vriendelikheid. Julle sien wat ek doen, hè? En dan Kolossense 4 vers 6, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Nou hoor gou mooi, en hier is die belangrike ding. Dit maak nie saak wie vir jou hoeter blaas nie. Dit maak nie saak wat enige iemand jou toegesnou het nie. Dit maak nie saak wat enige iemand gedoen het nie. Hulle is nie die bron van jou vriendelikheid teenoor hulle. Jesus is. Ek moet jou net een vraag vra. Het jy Jesus aangeneem as jou verlosser? Is jy 'n kind van die Here? Hier's 'n paar ja's, ek is bekommerd oor die res. Is jy 'n kind van die Here? Dan is hy jou bron, nie wat enige iemand daar buite doen nie. Dis waar ek begin. Ek wys vriendelikheid. Jesus verwag van my om vriendelik te wees, nie net teenoor die mense hier binne nie, maar teenoor alle mense. Want hy wil hê ek en jy moet hom wys. Ons is sy ambassadeurs, ons is sy verteenwoordiger. Ek verteenwoordig nie. Hoorie, as 'n verkeersbeampte sy handskoen uitsteek, wat dink jy? Ek het nou weer van 'n gery. Nee. Jy dink nie aan daai man is getroud en hy het 'n klomp probleme en hy het 'n paar dinge wat in sy lewe plan nie. Jy dink net aan die boete wat jy nou gaan kry. Reg? As iemand hoor jy's 'n kind van die Here, dan wonder hy nie wat in jou lewe aangaan nie. Hy moet net een ding van jou sien en dis Jesus. Want dis wie jy verteenwoordig. Kan jy amen sê daar? Nou okay, vriendelikheid het nie minder as 20 eienskappe nie. Iemand wat vriendelik is, daar's 20, as jy sielkundig vriendelikheid ontleed, is daar nie minder as 20 eienskappe van wat vriendelikheid is nie. En al 20 het direk sy wortel in Jesus. As jy daai vriendelikheid vat en jy gaan kyk, wat is vriendelikheid? Wat Christus verwag van my om te hê, wat ek het as ek die Heilige Gees, wat ek moet hê as die Heilige Gees in my is. As ek daai goed, daar's 20 beskrywings en al 20 daai is direk verband met omdat Christus in my lewe is. Nou ek gaan net so 4 of 5 vir julle noem, dat julle weet hoe dit lyk. Dan kan jy kyk, tik jy, volg ek hierdie beginsel. Hoe lyk 'n vriendelike mens? Wel, nommer 1 is iemand wat warm is. Nou okay, gasvry klink of jy nou almal in jou huis in moet nooi. Natuurlik, daar kom 'n tyd, daar's 'n paar van julle wat die geestelike gawe van gasvryheid het. Nie almal het dit nie. Dit beteken jy nooi sommer enige ou in jou huis in en jy maak vir hulle kos en daar's 'n paar van julle vrouens wat baie lekker kos maak. Maar dis iets anders. Met elke Christen behoort 'n natuurlike warmte te hê dat wanneer hulle met jou in kontak kom, dat hulle welkom voel. Dit bring my by die volgende ene en dis toeganklikheid. Wat eintlik baie verband hou met die eerste ene, maar toeganklikheid sê net, hoorie, ek is toeganklik. As jy 'n oor nodig het, kom praat met my. Daai innige empatie. Dis wat vriendelikheid beteken. Dit gaan verder. Ook eerlikheid. Dis nie 'n aangeplakte smile nie. Die paas kan dit so goed doen. Nee. Dit was 'n bietjie hard. Okay? Dis nie 'n aangeplakte vriendelikheid nie. Dis Jesus is in my vriendelikheid. Jesus is in my vriendelikheid en daarom kan ek met jou vriendelik wees. Nog eene is 'n glimlag. 'n Regte, egte. Dis eintlik die een wat ek mag dit nie weer doen nie. Het jy al met iemand oor die telefoon gepraat en jy kan hoor daai persoon glimlag? Het jy wel gehoor? Blykbaar verander jou stem as jy glimlag. Ek weet nie of dit so is nie, want party mense is gebore met 'n frons op hulle kop.
Ek is een van hulle. Nou oké, die ding is, ek en jy glimlag nie net met ons gesiggie nie. Ons glimlag met ons, nie met ons mond nie, maar ook met ons oë en met ons stem. Het jy al iemand gesien wat glimlag, maar dit is so fake. Nee, jy kry hierdie ou, hy word betaal om vriendelik te wees. Dis al, nê? Maar dis hoe dit is nie. Ons het die bron, ons het Jesus is in ons. En dan oogkontak. Met ander woorde, wanneer ek na 'n ou kyk, kan ek hom in die oë kyk en ek kan Jesus se liefde wys deur die vriendelikheid wat in my oë is. Want weet jy wat, mense sien in jou oë. Hulle kan goed in jou oë sien. Hulle sien wat jy bedoel. Al sê jou gesig iets anders. Die van julle wat langer as 10 jaar getroud is, weet presies waarvan ek praat. Okay, dis die grootste getuienis wat jy het. Die grootste getuienis wat jy het, dat Jesus in jou lewe is. Die grootste getuienis wat jy, as jy wil hê, mense moet Jesus in jou sien en in jou beleef, dan begin jy, jy's vriendelik met almal. Jy's vriendelik met almal. People will buy into you before they'll buy into your Jesus. Dink is John Maxwell wat dit gesê het. Die beginsel is basies dit. Hulle kan nie Jesus by jou ontvang as hulle nie Jesus in jou sien nie. Hulle moet eers Jesus in jou sien en Jesus in jou beleef voordat hulle die Jesus van jou sal ontvang. Maak dit sin? So hoe aanvaar ons mekaar? Ons is vriendelik met mekaar. En ons is vriendelik met die mense daar buite. Iets wat 'n skaarse kommoditeit is vandag, stem julle saam?